Goeiemôre vriende en baie welkom by vanoggend se erediens. Ek hoop dat dit vanoggend vir jou ook spesiaal sal wees en dat jy God se teenwoordigheid op 'n intense manier sal beleef daar waar jy ook al hierdie video mag kyk. Ek vra dat ek net eers vir ons 'n gebed gaan doen, dat ons sal rustig raak. Die tyd vlieg ongelooflik vinnig. Ons trek al by preekreeks nommer 4 en ons trek al in Maart maand en was dalk 'n besige week vir jou, so ek nooi sommer uit om net eers vir 'n oomblik te bedaar en dan gaan ek vir ons 'n gebed doen. Kom ons sluit die oë. Ag Here, dankie dat ons na 'n lang week sommer net by U kan kom stil raak, kan kom rustig raak en op 'n manier net 'n bietjie kan kom bedaar. Here, ek vra dat U by ons sal wees. Of dit nou 'n goeie week, 'n slegte week was, of daar nou nog 'n klomp goed vir ons voor lê, Here, vra ek net dat U by ons sal wees, dat U ons sal vashou, dat ons sal weet, maar ons is nooit alleen nie. Here, dit is net vir ons lekker om te weet dat ons vir U kan wees, maak nie saak wat nie. Here, en ek bid ook nou dat ons op 'n manier ons harte en ons gedagtes sal rig op U, dat ons die wêreld vir 'n oomblik net sal kan stilmaak, al die stres en die druk en die bekommernisse 'n bietjie sal stilmaak. Dat ons kan hoor wat dit is wat U in 'n ongelooflike bekende gedeelte vandag vir ons wil kom sê. Dat ons opnuut sal kom ontdek wat lewendig word uit hierdie teks uit. Here, kom praat nou met ons. Ons is opgewonde en ons sien uit daarna. Here, praat met ons. Ons luister. Amen. Vriende, ek gaan dadelik wegspring en vir ons teksgedeelte van vanoggend lees. Soos ek gesê, trek ons al by preekreeks nommer 4. So ons lees vanoggend saam uit Genesis 4 vanaf vers 1 tot 16. Julle is welkom om saam met my te lees of sommer net te luister. Die mens het met sy vrou Eva gemeenskap gehad en sy het swanger geword. Sy het vir Kain in die wêreld gebring en uitgeroep: Ek het 'n man in die wêreld gebring met die hulp van die Here. Sy het weer 'n kind gekry, Abel, 'n broer vir Kain. Abel was 'n veeboer en Kain 'n saaiboer. Na verloop van tyd het Kain van die opbrengs van die land 'n offer aan die Here gebring. Abel het dit ook gedoen van die eerstelinge uit sy kudde van hulle vet. Die Here het vir Abel en sy offer aangeneem, maar nie vir Kain en sy offer nie. Kain het baie kwaad geword en hy was bedruk. Toe sê die Here vir Kain: Waarom is jy kwaad en waarom is jy so bedruk? Wag daar nie vir jou blydskap as jy goed doen nie. As jy nie goed doen nie, die sonde wag jou in daar buite en hy wil jou in sy mag kry, maar jy moet oor hom heers. Kain het met sy broer Abel gepraat en toe hulle in die veld was, het Kain vir Abel oorweldig en hom doodgemaak. Toe vra die Here vir Kain: Waar is jou broer Abel? En Kain antwoord: Ek weet nie, moet ek dan my broer oppas? Maar die Here sê: Wat het jy gedoen? Die bloed van jou broer roep van die aarde af na my. Vervloek is jy dan nou, verban van die grond af, wat gretig die bloed van jou broer uit jou hand opgeslurp het. Wanneer jy die grond bewerk, sal dit nie sy opbrengs vir jou gee nie. Jy sal 'n doellose swerwer op aarde word. Toe sê Kain vir die Here: My straf is te swaar om te dra. U verdryf my nou van my grond af en tot U het ek nie meer toegang nie. Ek sal 'n doellose swerwer op aarde wees en wie my raakloop sal my vermoor. Maar die Here sê vir hom: Nee, wie vir Kain vermoor sal 7 maal gestraf word. Toe gee die Here vir Kain 'n teken sodat niemand wat hom raakloop hom sou doodmaak nie. En Kain het van die Here af weggegaan. Hy het gaan woon in Nod, oos van Eden. Ons lees vandag net tot sover. So, vriende, soos julle gehoor het, Genesis 4 stel ons bekend aan Adam en Eva se seuns, Kain en Abel. Kain, die oudste, gaan vinnig in sy ouers se dwaas voetspore volg, soos ons gelees het. Sy storie wys ook hoe ongehoorsaamheid uiteindelik kan lei tot dood en 'n bietjie verdeeldheid. Maar ook dink ek ons lees dalk hierdie storie baie vinnig. Ons ken hierdie bekende Bybelstorie,
Ons lees hom nie meer so aandagtig nie, want ons dink ons weet presies waar ons staan en wat gebeur en wat dan nou die doel van hierdie gedeelte is. Ons ken die waardes, ons ken die Sondagskoolstories wat ons gehoor het daarvan, ons het dit al baie in preke gehoor en in spotprente gesien, en ek dink al hierdie goed maak op 'n manier dat ons nie werklik kan sien wat hierdie teks vir ons wil sê nie. Ons dink ons ken die storie al klaar te goed. Maar wanneer ons met 'n ander lens kyk na die verhaal van Kain en Abel, besef ons dit gaan in die eerste plek nie net oor die eerste moord nie. Die moord word eintlik in een vers en in 2 sinne vinnig genoem. Maar die storie fokus eintlik op iets baie dieper. Genesis 4 fokus eintlik op Kain se verhouding met God. 'n Ongelooflike worsteling wat hulle met mekaar het en hoe ons hulle verhouding sien ontvou. Eintlik in hierdie slegte verhaal is daar ook iets mooi wat uitkom. So kom ons delf so 'n bietjie dieper saam met mekaar. Soos wat ons gesien het, begin die teks deur 'n baie stabiele gesin te wys. Eva kry 'n seun en sy sê triomfantlik dat sy 'n man in die wêreld ingebring het met die hulp van die Here, so sy is heel chuffed en opgewonde en sy gee ook eer aan die Here waar dit nodig is. En sy noem hom Kain, wat krag of iets van lewenskrag beteken. So hierdie eerste seun met die opgewondenheid is hierdie sterk man en seun wat sy in die wêreld wil bring. Mens kan dalk al 'n bietjie hier sien waar sy vir Kain 'n bietjie voortrek. En die tweede seun kry nie dieselfde aandag noodwendig nie. Hy word Abel genoem, wat asem of nietigheid beteken. En dit is interessant, dieselfde woord wat gebruik word in Prediker, wanneer die prediker sê, sinneloos. Alles is sinloos. Abel wat een oomblik nog hier is en die volgende oomblik weg is, soos 'n asem. Dan gaan die verhaal so 'n bietjie verder, maar dit voel amper of dit so 'n bietjie uit die blouheid kom. As julle julle Bybels oop het voor julle, sal julle sien, dit is net gesê en heel wat later. So dit is net soos bietjie uit die bloute uit. Kain en Abel bring elkeen 'n offer vir God. Maar God aanvaar Abel sin en verwerp dan Kain sin. En hierdie voortrekgedrag word glad nie verduidelik nie, maar dit maak natuurlik vir Kain ongelooflik kwaad teenoor sy jonger broer. Hoekom dit so is en hoe die broers weet hoe dit is, word nie verduidelik nie. En dit laat ons natuurlik wonder. Ons het 'n klompie vrae weer eens, soos met Genesis 1, is daar 'n klomp vrae wat by ons opkom. Hoe het Kain en Abel geweet om in die eerste plek 'n offer vir die Here te vat? Wat was 'n offer? Hoe het hulle geweet daarvan? Hoekom het God die een offer aanvaar en hierdie ander nie? So dit voel werklik so 'n bietjie uit die bloute uit hierdie gedeelte en voel soos 'n raaisel. En as moderne lesers het ons so 'n bietjie die versoeking waar ons baie graag 'n wit en swart antwoord wil hê. Ons wil 'n verduideliking hê en ons wil presies weet wat is hier aan die gang. Wat was God se rede vir die een aanvaar en die ander een verwerp? Maar hierdie teks gee glad nie 'n rede nie en ons moet onthou dat hierdie gedeeltes van Genesis speel so 'n klein rol in die groter prentjie van die hele Israel en die verhouding wat God met hulle het. So ons moet dit ook net in gedagte hou. Maar soos ek genoem het, hierdie teks verduidelik glad nie en gee nie vir ons rede nie. Selfs in Hebreërs 11 vanaf vers 4 wat praat van Abel se beter offer wat deur geloof gebring is, verduidelik dit ook nog steeds nie volledig waarom God Abel se offer aanvaar het en Kain se verwerp het nie. Kain se reaksie op God se onverwagse verwerping is natuurlik woede en neerslagtigheid. En iets wat interessant is ook van hierdie teksgedeelte is, dit veroordeel nie direk hierdie emosionele reaksie wat Kain het nie. Maar wat eintlik hier gebeur is, die Here moedig hom aan om eerder te gaan dink, hoekom hierdie emosies? Hoekom beleef ek hierdie gevoelens? So hierdie hele gedeelte het ons 'n klomp vrae, jy weet, hoekom kies God die een se offer en nie die ander een? Gaan dit oor die seuns se optredes? Gaan dit oor die tipe offer? Die besluit van God, waar kom dit in? Maar eintlik wil die gedeelte vir ons so ver sê,
Die punt is eerder nie noodwendig hoekom die een offer, waar die offers vandaan kom ensovoorts nie, maar eerder hoe Kain reageer op dit wat met hom gebeur het. Ek dink dit is wat sterk uitstaan in die begin. Hierdie gevoelens wat hy ervaar, die hoekom. God probeer vir hom sê, maar hoekom voel jy wat jy voel? Hoekom reageer jy soos wat jy doen? En die Here waarsku hom om dan goed te doen en herinner hom dat daar steeds 'n ander moontlikheid is. So dis asof God weet wat so 'n bietjie gaan gebeur, maar God sê vir hom, dit hoef nie die roete te wees wat jy stap nie. Daar is 'n ander moontlikheid. Dit lyk amper in die begin van die gedeelte asof daai donkerte, die sonde, die gevoelens, die boosheid regtig nog nie heeltemal 'n greep gekry het op Kain nie. En dit is hoekom God hom waarsku en vir hom sê, pas op, want dit lê en wag vir jou, soos 'n dier wat gereed is om toe te slaan op hulle prooi. So dit is 'n baie sterk beeld van versoeking, iets wat naby is en wat maklik 'n mens kan oorweldig, maar die punt is, en in dieselfde asem sê die Here vir Kain, dat hy nie magteloos is nie, en dat hy hierdie ding kan oorheers. Hy kan anders kies. Hy kan oor hierdie versoekings heers. So dit is so 'n bietjie die eerste mooi, intieme gesprek wat God en Kain hier met mekaar het. Dis eintlik 'n intense oomblik tussen God en Kain. Die Here verwerk nie sommer net vir Kain en stap weg nie. Ek dink God het beleef, okay, jy weet hierdie gevoelens wat Kain het, is nie vir hom lekker nie, maar God draai nie sy rug op hom nie. Hy stap juis na hom toe, hy gaan nader na hom toe. Hy gee vir hom ruimte om stil te staan, om te dink oor hierdie woede en om ander pad te kies. Dis asof God saam met Kain in hierdie hele oomblik is. God is nie weg van hom af nie. God is by hom in hierdie oomblik waar hy woede ervaar en kwaad is. Maar dan natuurlik, soos ons gesien het in die teks, kies Kain nie daardie pad nie. En die beskrywing wat daarna gebeur, ek het dit vroeër gesê, is baie kort, dit is skerp, dit is net een vers met 2 sinne, en dit is die moord wat aan 'n plaasvind. Maar ons word regtig nie in diepte vertel van die moord nie. Ons word nie presies vertel hoe Kain se woede teenoor God toe nou verander het in jaloesie teenoor Abel nie. Daar is ook geen verskoning soos in 'n vlaag van woede het Kain toe nou skielik hierdie en hulle was in 'n argument nie. Dit is so een random vers wat net daar ingesit word. Die teks sê dit net eenvoudig, Kain het sy broer oorweldig en hom doodgemaak. Dit is al wat die teks vir ons sê. Maar selfs daarna gee God nou vir Kain nog 'n kans om eerlik te wees. Hier stap God vir 'n tweede keer na Kain toe. En in vers 9 vra die Here vir hom, waar is jou broer Abel? Maar Kain wys geen berou nie, hy antwoord kort af, ek weet nie, en dit is 'n leuen, en jy weet, dan het hy amper dit is 'n baie bekende vraag, dit is amper so 'n bietjie sarkasties, is ek my broer se oppasser? Jy weet, dis wat hy ook toe nou by dit sê, maar dit is meer as net 'n poging om die waarheid te ontduik. Ek dink dit wys hoe ver Kain toe nou reeds weggedraai het van die Here af en van sy verantwoordelikheid al weggebreek het. Selfs teenoor sy eie broer, ek dink dit is wat hier gebeur. In die oomblik net voor hierdie het God hom gewaarsku en pas op, en ek dink in hierdie tweede gedeelte wys dit net hoe ver hy toe nou al van die pad af amper is. Jy weet dat hy nie eers agterkom wat hy sê nie, dit is ek my broer se oppasser, so sarkasties en nonchalant asof hy nie omgee nie. Maar 'n mooi ding wat verder gebeur van hierdie teksgedeelte is dat Kain word nie doodgemaak nie. Hy word net vervloek. In baie antieke kulture was die straf vir die moord die doodstraf. Dit is dan ook so in die Ou Testamentiese wet. Maar hier sien ons dat God nie die straf op Kain volstrek nie. Hy maak hom nie dood nie. Inteendeel, wat hier gebeur, wat
weer eens hierdie ding wys van God en Kain se verhouding, is dat God beskerm hom. Al het die wet bepaal dat hy dit nie verdien nie. Dit is dan nou die derde keer in dieselfde verhaal, waar God vir 'n mens iets gee wat hom nie toekom nie. God gee hom vir 'n derde keer soveel genade. Die eerste keer het God vir hom gesê, Kain, pas op, jy kan hierdie ding oorwin, dit hoef nie jy te word nie. Die tweede keer het God na hom toe gegaan en gesê, waar is jou broer? Wat gaan aan? Hoekom jy weet, what is happening here? En dan die derde keer, beskerm God hom. Gee God vir hom iets wat hy nie verdien nie. Die genadige karakter van God word oor en oor in hierdie Bybelverhaal net vir ons duidelik gemaak. En dan die straf wat Kain amper kry, is dat die grond wat hy bewerk het, die grond wat Abel se bloed ingesluk het, sal nie meer vir hom oes te gee nie. Sy manier van leef word van hom af weggeneem en hy word dan 'n swerwer op aarde. Kain word ook uit die gemeenskap waarin hy is verban. Die man wat gesê het hy dra geen verantwoordelikheid vir sy broer nie, verloor nou so 'n bietjie die beskerming en sorg van sy familie. Die gevolge van sy optrede raak dus presies die plek waar hy sy sonde begin het. En net hier wil ek net 'n voetnotakie maak, omdat Kain was nie noodwendig die derde persoon, of noodwendig is dalk nie die regte woord nie, Kain was nie die derde persoon op aarde nie. Onthou, hierdie ding speel af teen 'n groter prentjie van Israel. So daar was alreeds 'n hele ander bevolking, daar was 'n hele ander groep en Kain word verban daarin. So hierdie gebeure vind plaas aan die ooste kant van die tuin van Eden. Wanneer Kain dan weggestuur word, gaan hy nog verder oos. En hierdie rigtingaanwysing dui op 'n beweging weg van God af. Babylon was oos van Israel en dit is moontlik dat hierdie beweging dui dat die mense in die teenoorgestelde rigting beweeg van God se wil. So dit is ook so 'n bietjie wat dit moontlik kan beteken. Maar selfs hier sien ons dat die gesprek tussen God en Kain nog steeds nie klaar is nie. God is nie klaar met Kain nie. God gee weer eens vir hom genade onbeskryflik groot. Want wat gebeur dan is, Kain kla oor hoe swaar sy straf dan tog net is. Jy weet, en nou fokus hy op die gevaar wat hy nog gaan beleef as 'n vlugteling en as 'n swerwer, weg van sy familie af kan enigiemand hom doodmaak. Onthou, in daardie tyd was dit baie stamme en dit was volke en groepe en dit is wie jou beskerm het en jy weet, die feit dat hy nou verban word uit sy groep uit, maak hom so 'n bietjie weerloos en vulnerable vir wat met hom kan gebeur, want hy het nie meer die beskerming van die mense wat agter hom staan nie. So om 'n swerwer te wees was regtig iets kwesbaar gewees, en tog sien ons weer hoe God met Kain omgaan, want Kain is besig om te moan, maar dan reageer die Here deur hom nie oor te laat aan sy eie lot nie. En dit is verstommend, maar dit sê net weer eens iets van God en hierdie verhouding wat hy tog wil hê met mens. Ek meen, dit wys vir ons, dit kom vir ons so duidelik na vore hier in Kain se situasie. Want hy sit dan 'n merk op Kain sodat hierdie eerste moord nie tot nog moorde lei nie. So God beskerm vir Kain. Selfs hier, na alles wat gebeur het, beskerm God hom nog steeds. En so gaan Kain weg van die aangesig van die Here na die land Not, wat onrus of swerwing beteken. So vriende, wanneer 'n mens dan nou terugkyk na die hele verhaal, sien jy dat dit eintlik nie net 'n storie oor 'n moord tussen twee broers is nie. Die storie draai heeltyd rondom die ontmoeting tussen God en Kain. Van die begin af praat God met hom. God waarsku hom, gee hom kans om anders te kies. God konfronteer hom na die moord en bly selfs daarna in gesprek met hom. Die verhaal wys hoe God 'n pad met Kain stap, 'n pad waar daar werklike gevolge vir sonde is, maar waar genade steeds groter is en teenwoordig bly. In die verhaal lees ons dat Kain 'n voorbeeld van ontevredenheid is wat mense teenoor God ervaar. Dalk moet ek dit net weer sê, ek voel, daai was nou 'n belangrike stuk wat ek net vinnig genoem het. In die verhaal lees ons dat
Kain 'n voorbeeld van die ontevredenheid is wat mense teenoor God ervaar. Mense dink van die begin af dat daar net beperkte hulpbronne is en as ander mense iets ontvang, dan is dit iets wat ek verloor. God maak die punt dat hy hier vir Abel raak sien, maar dit beteken nie, nêrens in hierdie gedeelte beteken dit dat God Kain misken of iets soos dit nie, maar dit is die interpretasie wat ons maak, en dit is wat maak dat daai gevoelens opkom, dat God het nie vir Kain verwerp hier nie. God het Abel se offer meer aanklank gevind daarmee. God is meer tevrede met Abel se offer, maar dit beteken nie God het vir Kain verwerp nie, maar dit is dadelik wat die gevoel wat Kain ook gekry het, dat maar God kies vir Abel en God kies my nie. En dit is baie keer dieselfde gevoel wat ons ook kry. Maar God se woorde aan Kain maak dit duidelik dat daar genoeg van God se teenwoordigheid is vir albei broers. Die emosie wat ons hier in Kain sien is afguns in sy broer en wantroue in God. Hy is ontevrede want hy dink nie dat hy ontvang wat hom toekom nie. En onthou in die begin het hy gesê, weet Kain se naam beteken ietsie meer kragtiger en weet hy is die eerste seun en Eva het uitgeskree op hierdie manier, ek het hierdie seun in die wêreld gebring met die hulp van die Here. So ek dink dalk iets van Kain se hele lewe was so 'n bietjie iets van dit. En Abel se was maar net hierdie asempie wat hy is. En hier kies God skielik Abel se offer en nie Kain nie. En dit is hoekom hy dan nou hierdie gevoelens beleef. Hy is ontevrede. Maar hierdie verhaal maak dit duidelik dat elkeen van ons op tye ook 'n Kain kan wees. Dat ons 'n bietjie van daardie emosies kan beleef. Hierdie verhaal maak duidelik dat elkeen van ons op tye 'n Kain en ook soms 'n Abel is. Soms is ons die mense wat voel ons word deur God se besluite of optrede benadeel en dan wantrou ons die Here. Soms is ons die mense wat ander benadeel. Maar God se genade is daar vir albei hierdie groepe. God se genade is so deurlopend in hierdie hele verhaal. En ons word egter geroep om te heers oor die sonde, oor die dinge wat ons verhouding met God en ander mense wil vernietig. God sê vir ons kan dit ook doen. Dit hoef nie ons te oorheers nie. God het daardie waarskuwing aan Kain gerig en ook natuurlik aan ons. God vra ons om nie toe te gee aan ons ongeduld of haat of jaloesie of wantroue of ontevredenheid nie. Want al wat dit is dit is vernietigend. En hierdie waarskuwing is regtig ook vir almal van ons. En miskien is dit die diepste waarheid van Genesis 4, vriende. Dat Genesis 4 is nie net 'n storie oor sonde of oor twee broers en oor moord nie. Maar dit is 'n storie oor die menslike hart. Oor emosies wat ek en jy daagliks beleef. Maar dit is ook 'n storie oor God se ongelooflike geduld met mense, met Kain, met ons. En van die begin af sien ons hoe God met Kain in gesprek bly. God praat met hom voor die sonde, God praat met hom na dit wat hy gedoen het, God waarsku hom, hy konfronteer hom, en selfs wanneer Kain val, draai God nie sy rug op hom nie, maar God kies om hom te beskerm. En as ons eerlik is, leef daar 'n bietjie van Kain in elkeen van ons. Ons lewe in 'n wêreld, waar ek voel, dit baie keer uitgelok word, waar ons ook voel ons is nie goed genoeg nie. Ons almal ken daardie gevoel van vergelyking, daardie oomblikke wanneer ons voel iemand anders word raak gesien en ons nie. Wanneer iemand anders iets kry wat ons gehoop het ons sou kry. Wanneer dit voel asof die lewe vir ons so absoluut onregverdig is. En dis juis in daardie oomblikke dat daardie sonde, daardie gevoelens wat in ons harte kan opkom, daardie goed het ons weggehou van die Here af, so naby lê. Die Bybel beskryf dit super dramaties, soos amper hierdie leeu wat wag om sy prooi te vang. En soms is dit nie altyd so groot en so dramaties nie, maar dit is hierdie klein, stil emosies wat ons
beleef, hierdie bitterheid en wrok. En as ons nie versigtig is nie, kan dit groei in iets baie leliker. Maar vriende, die troos en die punt van hierdie hele storie is dat God is nie net 'n God van Abel gewees nie. Hy is ook die God van Kain gewees. God stap nie weg van mense wat faal nie. En net ons het hoeveel keer in hierdie een klein gedeelte gesien, in 16 verse was tot 3/4 keer wat God gekies het om te draai na 'n persoon toe wat gefaal het. Jy weet, God stap nie weg van mense wat faal nie. Hy bly praat, hy bly roep, hy bly mense uitnooi om weer te kies vir die beter pad, vir die pad van lewe, 'n pad wat jou verhouding met God en met mense beter maak. Selfs wanneer mense dan nog steeds struikel, wys God sy genade. En miskien is dit juis wat hierdie verhaal opnuut weer vandag vir ons wil leer. Dat by God, mense, is daar absoluut genoeg plek vir elkeen van ons. Kain het gedink dat Abel se aanvaarding beteken dat hy verwerp geword het. Maar dit is nie waar nie. God se liefde werk nie soos 'n beperkte hulpbron nie. Dit is nie 'n kompetisie waar een wen en die ander een verloor nie. Daar is genoeg genade vir almal van ons, daar is genoeg plek en liefde wat nooit ophou vir elkeen van ons nie. Ek dink dit is wat Genesis vir ons wil kom sê, Genesis 4 vir ons wil kom sê. Dit kom ons probeer kies, kom ons probeer hierdie goed te oorheers, wat baie keer stil inkruip in ons harte in. En kom ons gaan gee dit vir die Here, kom ons gaan praat met God daaroor en sê vir hom, hierdie maak my seer en ek is ongelukkig en ek voel te nagekom, Here, gaan praat met God daaroor, hy wil dit hê, gaan wees in gesprek met hom. Maar weet ook, dat wanneer jy struikel, of wanneer jy voel, jy kan nie hierdie wen nie, God is daar, en hy sê vir jou, jy kan hierdie gevoelens, hierdie emosies, hierdie dinge oorwin. En selfs dan, nog 'n stapie verder wat ons in hierdie teks sien is, wanneer jy voel jy oorwin dit nie, of jy het iets gedoen wat jy dalk nie moet nie, is God se genade daar vir jou. God gaan nog steeds nie sy rug op jou draai nie. God gaan nog steeds uitreik na jou toe. En ek weet nie hoe om dit anders te beskryf as genade onbeskryflik groot nie. Ek weet nie, dit voel of daar nie woorde is om te beskryf dit wat God vir ons hier wil kom wys met hoe hy in verhouding met mense tree nie. En mag ons altyd onthou dat sy genade is genoeg plek by God, en sy liefde is oor as genoeg vir elkeen van ons. Amen. Ag Here, dankie dat ons sommer net uit so antieke verhaal net weer kan sien hoe lief God elkeen van ons ook het. Here, ons sien hoe graag U in verhouding met ons wil staan. Here, my weet ook ons is so menslik en baie keer gebeur daar goed en ons voel verwerp, ons voel nie goed genoeg nie, ons voel kwaad en jaloers en kan ons net meer van die aandag kry, en hoekom gebeur sekere goed, Here, maar selfs in daai worsteling draai U nie weg van ons af nie, en kom U na ons toe en sê, maar kom sit by my, kom praat met my hieroor, kom ons worstel saam deur hierdie ding, en selfs dan draai U nooit weg van ons af nie. Tjoh, Here, U het vir Kain genade op genade gewys, wanneer hy dit regtig nie verdien het nie. U het hom beskerm, wanneer hy dit dalk nie noodwendig verdien het nie. U het hom nie oorgelaat aan sy eie lot nie. En U doen dit ook nie met ons nie. Here, en ek weet nie hoe om andersins dankie te sê as net die woord dankie, Here. Ons wil regtig ons lewe aan U toewy. Here, ons probeer ons bes elke dag. Ons wil regtig volgens U wil lewe. Ons wil die regte goed kies, die regte oomblikke, die regte besluite maak, Here. Maar dit is bevrydend om net te weet dat U by ons is, maak nie saak wat nie. Here, ek vra dat U regtig saam met elkeen van ons sal gaan waar daar van ons is wat regtig nou sukkel met hierdie tipe emosies wat in ons harte is, Here, dat ons weet dat, ag Here, ons kan dit net by U kom neerlê. Here, ek bid dat U ons harte op 'n manier sal
rein maak, skoon maak, is dalk die vreemde woorde, Here, maar Here, ons wil nie aan hierdie emosies vashou nie. Ons wil nie aan hierdie wrok en bitterhede vashou nie. Here, so asseblief kom help ons, kom wees ook daar vir ons. Here, dankie dat ons as gemeente dit kan vra. Amen.